julle. Dit is ons tweede aanlyn bid hier vir die jaar. En gisterand het ons gepraat oor maak hierdie jaar 'n jaar van goeie nuus. Vanaand praat ons met mekaar oor versprei dan die goeie nuus. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in u diens kan wees. Dankie dat u vir ons geroep het om deel te wees van u huisgesin, van die kerk, van die gemeente. Here, ons wil bid dat daar so 'n kragtige getuienis van ons sal uitgaan, dat mense daardeur na u toe aangetrek sal word. En daarom bid ons vanaand en vra dat u ons opnuut weer sal vul met die Heilige Gees, sal vul met vrymoedigheid, maar bovenal dat u ons ook sal verlos van die bose, bewaar daarvan dat die Satan ons probeer ontspoor in die roeping waarmee u ons geroep het. Ons bid dit in die naam van Jesus, Here. Amen. Versprei die goeie nuus. Het jy al 'n soldaat gesien wat gereed is vir die oorlog, ten volle aangetrek, die staal op sy kop, die kamoufleer uniform, die rugsak, die geweer, alles reg vir die oorlog, en dan sien jy, wat gaat hier aan? Die man het dan nie stewels aan nie. Hy is skaalvoet, hierdie soldaat. Kan so 'n soldaat ooit effektief wees in enige oorlogssituasie? Maar het 'n soldaat dan ooit stewels nodig? Hy kan ons sonder dit klaarkom. Kan hy regtig? Want dis wat die Satan eintlik wil hê dat jy moet glo, dat 'n soldaat sonder stewels, sonder skoene kan klaarkom. Hy wil hê dat wanneer God sê dat ons die volle wapenrusting moet aantrek, in Efesiërs hoofstuk 6 vers 15, dan sê hy, julle het nie regtig hierdie stewels, hierdie skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig, julle het nie regtig nodig nie. Jy moet onthou, sê die Satan, geloof is 'n privaat saak. Jy moet dit nie op ander mense afdwing nie. Dit gee net aanstoot, so fluister die Satan in die mense ore. En oppas dat jy nie die mense met die Bybel gooi nie, oppas dat jy nie mense Bible punch nie. En so smoor hy die verspreiding van die goeie nuus. Maar Paulus in Efesiërs 6 vers 13 tot 15, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Nou vir die van julle wat so oud soos ek is, sal onthou daar in die 60e jare, het Nancy Sinatra 'n liedjie gesing met Those boots are made for walking. En die slotwoorde was, Are you ready boots? Start walking. So wat sê God vandag vir ons? Trek aan die boots, start walking. Skoene is gemaak om te loop, nie om in 'n kas te staan nie. En God stuur ons na 'n wêreld daar buite wat koud en gebroken is, ja, vol hartseer en mislukking en seerkry. Hy stuur ons by die beste nuus ooit, die goeie nuus. Hy stuur ons na hierdie wêreld om sê, hier is 'n God wat genees, wat herstel, wat vergewe, wat 'n nuwe lewe gee. Hier is 'n God wat vir jou omgee en in 'n verhouding met jou wil staan. Daarom sê Romeine 10 vers 14 tot 15. Hy sê, jy kan nie die Here vra om jou te help as jy nog nie eens weet wie hy is nie. En hoe kan jy weet wie hy is as jy nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe kan mense van hom hoor as daar niemand is om hulle van hom te vertel nie? Daarom sê die Bybel, hoor hoe wonderlik klink die voetstappe van diegene wat vir ander mense gaan vertel van al die goeie dinge wat God doen. Hoor die wonderlike voetstappe, mense met die steels, met die skoene van bereidheid om die evangelie te kan verkondig. Want die wêreld hoor nie die goeie nuus deur stilte nie. Mense leer nie vir Jesus ken deur middel van ons gedagtes nie. Hulle leer vir Jesus ken deur middel van ons woorde en ons dade, ons optrede. En God se plan vir die redding sluit in my en jou stem, my en jou storie, ons getuienis, ons gehoorsaamheid om hierdie skoene van die bereidheid om die evangelie te verkondig aan te trek. En moenie dink jy het 'n kansel nodig om te kan preek nie. Jy preek elke dag, teen wil en dank, preek jy elke dag met jou lewe, met dit wat jy wys, dit wat jy sê, hoe jy optree. En daarom sê Paulus in Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want die evangelie is die krag van God tot redding. Kyk, skaamte
maak 'n mens stil. Maar oortuiging maak 'n mens vrymoedig. Dink net, as jy sterk voel oor 'n onderwerp, oor wat 'n cricketspan gaan wen, wat 'n rugbyspan gaan wen, wat sê hulle alweer oor rassie en blablabla, bla, bla, hoe opgewonde jy kan raak en hoeveel met oortuiging kan jy jou standpunt stel. Oortuiging maak jou vrymoedig. En daarom die evangelie is nie maar net goeie raad nie. Dit is God se krag tot redding. Dit bring verandering, dit bring vernuwing, dit bring herstel. Daarom stuur God vir jou en vir my met hierdie goeie nuus die wêreld in. Die goeie nuus verander harte, dit breek kettinge, dit bring lewe waar daar dood is. En daarom kan jy en moet jy nooit stil bly oor wat jy gesien en beleef het, wat God in jou lewe doen en in die lewe van mense rondom jou nie. Dit kan nie anderster as om na vore te kom wanneer jy iets gesien en beleef het daarvan nie. Wanneer Petrus en Johannes voor die Joodse raad verskyn, en dan sê hulle, julle moet nou stil bly oor hierdie Jesus wat julle sê uit die dood het opgestaan het, dan sê hulle in Handelinge 4 vers 19 tot 20. Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Die antwoord was eenvoudig. Ons kan nie anders nie. Ons kan nie stil bly nie, want ons het dit gesien en self beleef. Ware geloof borrel eenvoudig oor. Jy ken mos daai borreltjie, dit borrel in my, want ek is so bly. Dis wat geloof in 'n mens doen. As Jesus jou lewe verander het, as hy jou vergewe het, as hy jou vrygemaak het, as hy jou genees het, as hy jou herstel het, hoe kan jy daardie goeie nuus net vir jouself hou? Want deur vir jou net jouself te hou, dalk uit vrees, dalk uit skaamte, weerhou jy ander van die hoop wat hulle so broodnodig het. Hoop wat ook hulle lewens sou kon verander het. En daarom moet jy om elke hoek en draai gereed wees om te vertel. 1 Petrus 3 vers 15 sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in julle lewe. Mense vra nie oor die hoop wat jy het, as hulle dit nie kan sien in jou lewe nie. Maar wanneer jy anders leef, wanneer jy anders praat, wanneer jy anders reageer in 'n konfliksituasie, dan begin die wêreld vra, wat het jy wat ons nie het nie? Kan ons ook dit kry wat jy het, want jy is so totaal en al anders as die wêreld. Jy praat anders, jy tree anders erop. Ons wil hê wat jy ook het. En jy moet nou weet, nee, dis nie toevallig dat jy gelowig is nie. Dis nie toevallig dat jy gered is nie. Dit is nie toevallig dat jy deel is van die volk van God, deel is van die gemeente, 'n kind van God is nie. Jy moet altyd onthou wie jy is. 1 Petrus 2 vers 9 sê, julle is 'n uitverkore volk. Julle is mense wat deur God met die hand uitgesoek is, gehandpick is. Julle is die volk, die gemeente, die gelowiges wat die verlossingsdade van God moet verkondig. God stuur jou as sy verteenwoordiger in die wêreld en hy sê, gaan staan my skoene vol. Trek daardie stewels aan en gaan die wêreld in en vertel vir hulle die goeie nuus van wat God kom doen het deur Jesus Christus op hierdie aarde. As jy dan voor sê, okay, goed, hoe doen ons dit prakties? Begin eers te weet, jy moet leef op 'n manier wat mense jou sal herken as God se kind deur jou dade. So dade moet getuig van wie en wat jy is. 'n geredde mens, 'n nuutgemaakte mens wat leef onder die leiding en beheer van die Heilige Gees. En dit gebeur deur die manier wat jy praat, dat jy hoopvol en opbouend is. Dit was waaroor ons gisteraand oor gepraat het. Dit is sigbaar deur die manier waarop jy reageer in geduld wanneer ander mense kwaad word. Wanneer jy eerlik is, selfs al kos dit jou iets. Wanneer jy vergewe wanneer die wêreld om wraak roep.
wanneer jy met integriteit lewe, wanneer niemand kyk nie, waar jy help sonder om iets terug te verwag, waar jy teenwoordig is vir iemand wat seer het of alleen is. Jou optrede moet van so aard wees dat mense daardeur aangetrek word. Maar wees ook 'n lopende getuie wat sy mond oopmaak. Jy moet dalk dit inoefen, of dit dalk van niets af aanleer, om God deel te maak van jou alledaagse gesprekke. Dat waar jy ook al met vriende of familie of wie ook al kuier, dat ergens langs die gesprek, moet dit na vore kom oor wat God vir jou beteken, wat God in jou lewe gedoen, die klein dingetjies wat jy raak sien, waaroor ons gisterand gepraat het, die seëninge, dit wat hoop gee, dit wat jy ervaar het, dat jy met mense dit deel en sê, wie wat, ek sien dit raak, dit het in my lewe gebeur, het jy dit al raak gesien wat God in jou lewe gedoen het? En dan op die ouene die maklikste is, nooi iemand saam kerk toe. Iemand wat dalk eensaam en alleen is, iemand wat dalk voel hulle hoort nêrens nie, nooi so 'n persoon saam kerk toe. Wees gasvry, maak daardie persoon deel van jou kleiner groep. Nooi daardie persoon vir ete of maak hulle deel van jou geselskap, daar waar jy by die kerk is. Kyk uit vir mense wat eensaam en alleen ergens sit en gaan na hulle toe. Deel 'n bemoedigende skrif of getuienis of preek of WhatsApp of sosiale media. Ag, ons stuur so graag al hierdie pienboekies mekaar, al die mooi gesegdetjies en videoetjies en van TikTok en wie weet wat alles. Maar jy het 'n geweldige kragtige instrument in jou hand, daardie selfoon of rekenaar wat jy besit. WhatsApp en Facebook en al hierdie soort van sosiale media is 'n kragtige media om hierdie boodskap uit te stuur. En as jy op 'n Sondag in die kerk was en 'n boodskap gehoor wat jou geraak het en jou lewe verander het, stuur dit aan iemand wat sê, wat jy weet dit nodig het en maak 'n notietjie by en sê, weet jy wat, dis wat God vir my gesê het, dis wat God vir my beteken, ek wil dit graag met jou deel. Of jy kry dalk 'n mooi video of 'n mooi gesegde wat iets vertel van die grootheid van God wat jy aanstuur en sê, kyk hoe groot is ons God wat ons aanbid. Bid saam met iemand wat dit nodig het. Dit sit nie by almal lekker altyd om hardop te bid nie, maar gaan sit langs 'n persoon maar. Vat daai persoon se hand. Sê, kan ek vir jou bid? Want ek weet die krag van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En dan bemoedig en vertroos mekaar. Mense wat hulp nodig het, mense wat seer het, mense wat deur 'n moeilike tyd gaan en praat met hulle, gaan vertroos met hulle, vertel wat God in jou lewe gedoen het, toe jy plat teen die planke was, hoe God jou opgetel het en gedra het en letterlik weer op jou voete gesit het. Hierdie getuienis is geweldig kragtig. Paulus praat daarvan in 2 Korintiërs 2 vers 1 as hy sê, as ons God troos hy ons. Hy staan by ons en help ons in al ons krisisse. Daarom kan ons ander mense help en troos wanneer hulle swaar kry. Ons kan presies dieselfde troos met hulle deel as wat God met ons gedeel het. So wat wil ek vanaand vir jou sê? Trek daai stewels aan. Haal hulle uit die kas uit, stof dit af en trek dit aan. Maak hierdie jaar 'n jaar van goeie nuus en gaan deel dit met mense rondom jou. So waarvoor bid ons vanaand? Ons bid vanaand dit by onsself te begin te sê, Here, stuur vir my. Maak vir my deel van hierdie weermag van soldate met die regte stewels aan. En as jy vreesbevange voel, vra Here, gee vir my die krag. As jy skaam is, vra Here, gee vir my vrymoedigheid. As jy onwillig is, vra vir Here, gee vir my gehoorsaamheid. Maar mag ons deur ons woord en daad nie net as individuele gelowige en kind van God nie, maar as gemeente 'n geweldige, kragtige getuie in hierdie wêreld wees, in die omgewing waar God ons geplaas het, sodat mense aangetrek word na God deur dit wat ons sê en doen. Dis waarvoor ons vanaand bid. Kom ons bid daarvoor.
Here, U ken ons harte, U ken ons vrese, baie keer ons gevoel van skaamte, ons luiheid, Here. Maar ek wil bid dat U vanaand vir ons sal vul met U Gees en met vrymoedigheid, dat dit wat U in ons lewens doen sal oorborrel in dit wat ons praat, die entoesiasme wat ons met mense sal deel, omdat U ons God is en groot dinge in ons lewens doen. Here, doen dit ook in ons gemeente asseblief. Laat ons gemeente die helder skynende lig in 'n donker wêreld wees, dat mens na U toe aangetrek word. Here, ons kan dit net bid in die naam van Jesus, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Mag julle 'n goeie jaar beleef, mag dit 'n jaar van goeie nuus wees en gaan en deel die goeie nuus. Totsiens. Vrywilligers vir Jesus, soldate trou, baie het kom aansluit, wat van jou? Jesus is ons leidsman, ons hoef niks te vrees, wil jy nie kom aansluit en 'n stryder wees? Vrywilligers vir Jesus, soldate trou, baie het kom aansluit, wat van jou? Jesus is ons leidsman, ons hoef niks te vrees, wil jy nie kom aansluit en 'n stryder wees? Vrywilligers vir Jesus, soldate trou, baie het kom aansluit, wat van jou? Jesus is ons leidsman, ons hoef niks te vrees, wil jy nie kom aansluit en 'n stryder wees? Wees nie net 'n stapsoldaatjie nie, 'n rysoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie, wees nie net 'n skietsoldaatjie nie, maar wees 'n soldaatjie vir die Heer, ja meneer. Wees 'n soldaatjie vir die Heer, ja meneer. Wees 'n soldaatjie vir die Heer, ja meneer. Wees nie net 'n stapsoldaatjie nie, 'n rysoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie, wees nie net 'n skietsoldaatjie nie, maar wees 'n soldaatjie vir die Heer.